Daar was lang gelede 'n fliek in 1984. Later in 2010 was hy briljant weer herdoen wat die wêreld bekoor het. Die fliek se naam was Karate Kid. Ek dink ons almal het dit al gesien. Die storie gaan oor 'n ma en haar seun Daniel wat na Kalifornië toe trek. Daniel word by 'n nuwe skool ingeskryf, maar hy pas nie in nie en word deur 'n groep seuns geboelie. Sy ma neem hom na 'n verdedigingsmentor, Mr. Miyagi, om hom te leer hoe om homself te verdedig. En aanvanklik is Mr. Miyagi huiwerig, maar uiteindelik stem hy in om Daniel as student aan te neem. En die volgende oggend begin Daniel met sy opleiding. Hy verwag om nuwe verdedigingsmetodes te leer en om baie sterk te word, maar Mr. Miyagi gee hom net 2 waslappe om motors te was. En dit op 'n baie spesifieke manier, wax on, wax off. En Daniel is gefrustreerd, maar doen dit die hele dag. En die volgende dag kry hy 'n kwas. En hy moet met die kwas houtverf in baie spesifieke manier, in kort op en af bewegings, presies soos Mr. Miyagi sê. Op die 3de dag moet hy die houtvloer skuur, weer op 'n baie spesifieke manier. Daniel raak toe gefrustreerd. Hy voel hy mors sy tyd. Hy's net daar om Mr. Miyagi se verbeterings op sy huis te doen en hy het nie gekom om motors te was, verf te doen en te skuur nie. Hy wil verdedigingsmetodes leer en sterk word. Maar toe hy so gefrustreerd was, begin Mr. Miyagi hom met willekeurige houe te slaan van alle kante af. En Daniel blok elke hou sonder om regtig te verstaan wat hy doen. En net hier besef Daniel dat al die daaglikse vervelige werk eintlik deel was van sy opleiding. Wat vir hom soos 'n mors van tyd gevoel het hom voorberei vir die uitdagings wat voorlê, die houe wat hy moes hanteer. En hier lê die les vir ons vandag. Soms verstaan ons nie die proses waardeur Vader ons vat nie. Wat vir ons veilig, moeilik of onregverdig lyk, is eintlik deel van die voorbereiding wat Abba Vader vir ons beplan het. Net soos Daniel leer ons deur dissipline, geduld en volharding. En elke klein taak, elke uitdaging vorm ons om gewillig, vaardig en gereed te wees vir wat voorlê. En die vraag is, het jy nie ook onlangs vir Abba Vader bevraagteken en gevra, hoekom Vader moet ek deur hierdie proses gaan? Of waar is U Vader nou dat ek U so nodig het nie? En wat as Abba Vader vandag vir jou sê, doen net presies wat ek vir jou sê, doen dit met toewyding en sorg en gebruik alles wat ek jou gee. Dan sal ek dit gebruik om my naam groot te maak en my koninkryk uit te bou en jy sal geseënd wees. Want sien in Deuteronomium 28 vers 1 tot 2 sê Abba Vader, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God en sorgvuldig al sy gebooie hou, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. So hierdie belofte is nie net vir 'n paar uitverkorenes nie, maar vir elkeen wat kies om Abba Vader se stem ernstig op te neem. Gehoorsaamheid is nie 'n las nie, maar die sleutel wat die deur na seën oopmaak. Wanneer jy luister en wandel in sy weë, hoef jy nie seëninge na te jag nie. Hulle sal jou kom inhaal. En Abba Vader is getrou. Hy sien jou gehoorsaamheid en beloon dit met sy goedheid en teenwoordigheid.